For generations, PSP farming has been producing premium seed potatoes near Lydenburg. Today, Yucky Millet continues that legacy through innovation, experience, and an unwavering commitment to quality. Toe ek 23 jaar terug op die plaas begin het, was ons gemiddelde reënval 1200 mm. 10 jaar gemiddeld was 1200 mm. Ek meet, ons hou aan meet ons reënval en van toe tot 3 jaar terug het ons elke jaar afgeneem in gemiddelde reënval. Waar ons gaan draai het by net onder 700 mm 2 jaar terug. Na dit het ons laas jaar gespring tot 900 en vir hierdie jaar 1800. Dis uitdagings wat baie moeilik is om te bestuur en te beheer. So dit wil ek aan die een kant sit. So ons klimaatsomstandighede raak ongelooflik wisselvallig, wispelturig. En dit sit 'n groot uitdaging op hoe ons boer en wat ons boer. Dink ek het 'n virus oogpunt, dit is ons definitief op 'n baie unieke, geïsoleerde lokaliteit. So ek dink ons gaan hierdie jaar weer 'n bietjie rondspeel met aanplantingsdatums. Ons begin bietjie meer na weervoorspellings kyk om te sê, soos nou die droogtejaar wat voor lê, miskien moet ons liewer aan die een kant van die berg plant wat definitief meer reën het as aan die ander kant. So die uitdagings dink ek raak 'n bietjie meer as wat dit was in die verlede. Nie dat dit in die verlede nie daar was nie, dit het net anders gelyk. En ons het eintlik oor die 20 jaar gewoon geraak en aansienlik minder reën en nou het ons weer baie. Volgende jaar voorspel hulle weer vir ons bitter min. So die uitdagings in die natuur challenges is daar, maar ek dink definitief die lokaliteit leer homself toe tot virusvrye saad. Die ander groot gewas wat ons boer is kiwis. Dis onder net. Dis in 'n poging om 'n langtermyn inkomstestroom te probeer bewerkstellig met 'n risikobeperking in die sin van nette wat ons oorgesit het. So daar's my kiwi besigheid so 'n bietjie risikobestuur. Ek het 'n kiwi boerdery in Natal, so ons het ons lokaliteite geskei. Wat aardappels betref, baie dieselfde. So ons het 'n bietjie van 'n uitbreiding op die besigheid na ander lokaliteite toe, Wes van hier af, Tonteldose wêreld. Daar plant ons probeer in vroeë generasie spesialiseer. So hierdie jaar het ons 'n ernstig pak slaag gekry, soos missoes op ons miniknol aanplanting. So ons G1 is regtig van die tafel af. En dit het ons net weer geforseer om te sê, maar ons nog altyd, ek meen as jy buite kyk, dis klein kontourtjies en lyntjies en dit is maniere waar ons risiko bestuur is om nie alles op een plek te plant nie. Ons versprei dit oor die plaas ook, want almal weet seker of almal het dit al gesien, Haalby byvoorbeeld is baie gesentreer of gelokaliseer en so daar's die risiko van haal, want ons plaas is nie 'n kwessie van of ons haal kry nie, van hoeveel keer ons haal kry. So haal is deel van ons besigheid. So my pa het altyd gesê, weet, aardappels is die ding wat ons doen en stick to that. En ek dink in vandag se terme of se tye kan jy nie net fokus op een gewas nie. Jy het 'n tweede een nodig en jy het 'n tweede of 'n derde lokaliteit nodig waarop jy dieselfde gewas doen om jou risiko's 'n bietjie te versprei. So ek sou graag dink ek uit daai oogpunt uit anders wou dink. Ek dink hierdie oorlog in Iran moes vir ons almal weer 'n bietjie van 'n nuwe perspektief gebring het om te sê, hoe kyk ons na pyplyne van diesel, van kunsmis, van chemie? Ewe skielik, jy weet, die wêreld is bitter klein, maar ewe skielik is die wêreld gebroke. Ek dink Afrika gaan 'n bietjie meer gefokus moet wees om te kyk na alternatiewe maniere, het sy uit alternatiewe bronne is of alternatiewe maniere van kunsmis, van diesel. Ja, is great om ons produkte te kan verskei, jy weet, te stuur oor die wêreld, maar daai alternatiewe markte is ook baie nodig. Ek dink hier is die laaste keer wat ons sulke stop in vloei van skepe gaan sien nie. COVID was daar wat 'n interessante uitdaging vir die wêreld gebied het en hier is ons maar net weer. So ek dink, jy weet, om bietjie meer buite die boks te dink met insette is dalk 'n ding waar innovasie bietjie moet dryf op. Wel, kom ons kyk liewer na my lokaliteit. So eerste groot uitdaging wat ons het is krag. Krag by my is
kardinaal vir ons koelkamers en vir ons kweekhuise. Kweekhuise is die begin van alles. So ons is besig om heeltemal weg te weeg en off the grid te gaan met solar en batterye en goed. Ons is 80% daar. So ek dink dis die volgende stap. Kunsmis, en ek dink daar verwys ek weer eintlik terug na die personeel wat passievol is en 'n ouetjie soos Werner wat in my besigheid kardinaal is, kom met voorstelle op heeltemal 'n ander vlak wat kunsmis betref. So ons is definitief in die kyk daarna. Ons proef al vir 2-3 jaar alternatiewe produkte in plaas van die tradisionele chemiese kunsmis. Ja, so ek dink diesel is bietjie uit ons hande uit. Tydige aankope van diesel is definitief 'n ding wat ons hard bestuur. So ek sou dink daar moet meer gefokuste finansieringsplanne wees om biobrandstof potentially vir ons 'n ding te maak. Ek is nie 'n groot voorstander om mielies te plant vir dit nie. Ek dink mense moet kyk na alternatiewe gewasse. Ek hoor daar is gesprekke in Natal omgewing in daai lyne van selfs bome en jy weet ek hou nie van die idee om goed te gebruik wat jy kon geëet het en diesel te maak daarvan nie. So indien ons 'n boom kon gebruik of indien ons 'n bamboes kon gebruik of iets wat vinnig groei wat jy deur daai stelsel kon sit, is dit ek dink nogals iets wat aandag kon kry. So ek het eintlik dink ek meer 'n passie vir mense. En as die mens vir my die motivering gee of die idee gee, ondersteun ek baie graag iemand wat passievol is oor iets. En saadaartappels het definitief sy uitdagings, maar met die regte mense kry mens dit goed gedoen. Ek glo die mens wat die produk moet dryf en passievol genoeg moet wees om saam met my dan die ding te doen. En die mens dryf die idee en ek van daai mens en ek gee vir my geleentheid om daai produk of daai gewas of daai besigheid dink ek net na die volgende level te vat. My mense is vir my vrek belangrik en don't mess with them. Ek dink dis een van die groot goed, jy weet. Daar's gereelde verskaffers en ja, los dit maar by verskaffers wat my personeel dalk nie reg hanteer nie en moenie dit doen nie. Moenie 'n oproep vat omdat daai ouetjie nie ek is nie. My mense is vir my ononderhandelbaar. Ek dra hulle hoog of ek het baie respek vir elkeen wat hier is. En ons maak 'n span. Ek dink dis die span en dis die mense wat vir my werk, wat saam met my werk, wat maak wat ons is vandag. Ons was baie lank, het ons geglo dit wat ons hier doen is genoeg. En as ons vandag kyk dat klein ouetjies heeltemal uit die bus uitval, moes mens eintlik al bietjie vroeër begin het om groter te boer. Vroeër begin het om in beter mense te investeer. Ek het 'n paar, ja, dis ongelukkig nie so lank genoeg terug nie, maar ek het 'n vriend wat gesê het, investeer in mense wat eintlik te duur is vir jou besigheid. Want daai ou trek jou besigheid op na die level waarop hy operate, eerder as om 'n ou te laat groei in jou besigheid. So dis nie altyd moontlik nie. En ek's 'n groot voorstander, ek het 3 personeel wat deur die Landbou College hulle internskappe by my kom doen het, hulle prakties by my gedoen het en nou nog by my werk. So dis ouetjies wat met die hand groot gemaak is en perfek presies inpas. Ek weet nie, is groot nommers al deur ons hekke, maar uit daai kon ons al 4 ouetjies kies wat dink soos ons dink en doen soos ons doen en so daar's plek vir al twee, definitief. Jy moet die ouetjie opbring en hom kan groot maak soos jy hom wil hê, maar dan moet jy ou inbring wat kan regtig anders dink, fenomenaal 'n ding net saam met hom optrek. Om mense in my kantoor te hê wat kom vra en ons kom oplossings bied, dis vir my lekker. Ek weer terug by ek's dalk nie daai tradisionele boer nie. Ek is nie die ou wat al die kennis het rondom 'n aardappel nie of 'n kiwi nie, maar ek stel ouetjies aan wat dit doen en wat die passie het om te gaan ekstra leer. Ek maak seker ek vat hulle na al die potensiële plekke toe om meer te gaan leer. En as 'n ouetjie daar in die oggend kom en hy's opgewonde is om jakkie, wat van hierdie? Dit gee vir my 'n helse kick om te sê ek leef saam met hulle dryf en hulle passie en hulle opgewondenheid uit. Wel, om op te staan op hierdie berg is glad nie moeilik nie.
Ons sonsopkomste is spesiaal en ons sonsondergange is fenomenaal. So enige lekker dag op hierdie plaas dra by tot die volgende dag. Ek verwys na die dames in my kantoor as my girls, my office girls, met baie groot liefde en ek dink hulle verstaan wat ek verwys. Nie, ek dink nie, ek weet, ons het gereeld daai gesprek. Maar so ook my vrou en dogtertjies by die huis, is my ander girls. En jy kan enige van hulle vra wanneer dit tyd is vir my om weer te gaan perdry. Want die gemoedere loop hoog. Perdry is vir my 'n manier om my kop skoon te kry, my gedagtes agter mekaar te kry, om die plaas op 'n ander manier te sien en te beleef. En ek is nie die tipiese boer, soos 'n boer wat in die plaas gebore is en getooi is en groot geword is nie. Ek is 'n old city kid. Ek's 'n city slicker. Groot geword in Johannesburg en as 28-jarige die eerste keer begin boer. En ek het kom boer want ek hou van perde. En perde was die rede hoekom ek kom boer het. Die aardappels was die manier om die perde te finansier. En ja, nee, so perdry is definitief kardinaal deel van wie ek is.